Môre julle, baie welkom by vandag se erediens. Bly julle kon dit maak. Kom ons sê net vir ons almagtige God ook dankie. Sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God. Vader, wat 'n besonderse voorreg is dit nie om weer in u teenwoordigheid te kan kom en te kom hoor wat u vir ons wil sê nie, Here. Here, dankie dat u ons wakker gemaak het en dankie Here dat u daai vuur in ons harte aangesteek het, o Vader, om in u woning te kan by mekaar kom. Heilige Skepper, ek vra Here, die woord wat gespreek sal word, dat dit absoluut die waarheid sal wees en dat dit van u afkom. En ja Here, laat ons ook anderste hier uitstap as wat ons hier ingestap het. Vader, laat ons nou die wêreld en hulle begeertes buite laat, daar waar dit hoort, en ons absoluut net ons fokus op u ingestel sal hou. En ons vra dit in die grootste naam te ken. Dit is Yeshua Mashiach. Amen. Vriende, welkom weer. Sorry. Ja. Julle sien 'n jong seentjie het die gewoonte gehad om altyd lelik te praat en mense te vloek en al die dinge. Nou julle weet ons maar, soos wat 'n mens groter word, sê hulle ons altyd, jou oupa en jou ouma, hulle weet beter, omdat hulle mos nou al hierdie lewensjare en experience mos nou al het. Hoor die oupa die laaitjie, eers maar hy gaan en hy roep hom nader aan een kant toe, hy sê vir hom, kom so seun. Hy sê, weet jy, daar's in die garage, kryf jy daai stuk hout. Laaitjie kyk hom so nou, hoe nou oupa? Kry net 'n stuk hout en kyk jy daar op die kas, daar staan my spykers en my hamer, bring dit hier na. Oukie gaan toe, ewe, gaan haal dit, bring dit terug. Die oupa huis dit, hy sê, okay nou, dis nou joune. So elke keer as jy sleg praat van iemand, of teen iemand, of iemand vloek, dan slat jy 'n spyker in die hout. Okay, jessie. Ja, halwe dag gaan verby, ek neem aan die plank was amper so groot soos 'n cricketbat, kom ons sê maar. 'n Halwe dag gaan verby en daai laaitjie het nou al 'n kwart spykers nou al in daai hout ingeslaan. Wel, hy dink, well done. Maar weet jy, daar's 'n groot les agter te leer. En so gaan dit aan, so gaan met tyd, kom ons sê maar 'n week, dis die ding vol. Hy sê, heel regerig kom hy nou daar aan met sy oupa, hy sê, oupa check, ding is vol. Oupa sê, right. Nou gaan kry die tang, en jy trek elke spyker uit. Jy sien jy soos wat jy daai spykers uittrek, sien daai gat in daai hout, dis hoe jy mense se siele seer gemaak het. Wat jy nie weer kan heel maak nie, met elke slegte woord, wat jy oor hulle gespreek het. Niet 'n minuut om te sê, ek dink daai ouetjie het daar in trane uitgebars en nie regtig gedink dat se krag daar in die kleinste spier in jou liggaam is nie. En dit is jou tong. En vriende, ons lees in Jakobus 3 vanaf vers 5. Nee, ek gaan vir ons lees van vers 3. Kyk, ons sit 'n stang in die perd se bek, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees en ons stuur hulle liggame daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige waters voortgedryf word gestuur deur 'n klein roer, net waarin die stuurman wil. Net so is die tong, ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. En vriende, daar het Jakob vir ons 'n groot waarskuwing en 'n verduideliking gegee van hoe magtig 'n mens se tong is. Ek dink nie ons as mens besef regtig hoeveel krag en mag in jou tong is nie. Jy sien, jou tong het krag om te vernietig. Al is hy so klein, kan hy vernietig. Hy kan regtig baie skade aanbring. Net soos 'n vuur deur 'n klein vonkie begin.
So kan een klein woordjie, een verkeerde opmerking, op die verkeerde tyd, weet iemand kan sy lewe verloor daardeur. Net as jy op die verkeerde tyd iets verkeerd sê. Dis hoekom dit so belangrik is om regtig ag te staan op wat Jakobus daar vir ons wil sê. Soos ek vir ons gelees het, so tong ook 'n klein liggaamsdeel en tog spog dit met groot dinge. Kyk, jy kan groot dinge ook deur jou tong doen. Ek meen, kom ons kyk na die oorlog in Rusland en Oekraïne. Net deur een woord wat die president gesê het en daar's oorlog. Een woord, gaan veg. Ek het 2 woorde, gaan veg. En daar's oorlog. Hoeveel mense het al hulle lewens verloor deur daardie een opdrag nie. Sien julle hoekom ek sê, ek kan lewens vernietig, en dit is nie net die mense wat in die oorlog omgekom het nie, wat van hulle geliefdes, wat sonder 'n pa, sonder 'n seun, nou moet groot word, sonder 'n oupa, deur net een woord, gaan veg, of 2 woorde, sorry. Jy sien, ons moet regtig baie versigtig wees met wat ons spreek, soos ons gelees het is, die tong is 'n vuur, wat regtig die wêreld aan die brand kan steek. Regtig die wêreld aan die brand. Ek meen, as jy die nuus aansit, kan jy dit sien. Ek kom weer terug na daai oorlog toe, tussen Oekraïne en Rusland. Die wêreld is aan die brand, net deur dit. Een woord, een mens. Sien vriende, jou tong kan tot verhoudings vernietig. Ons lees in Spreuke, weet jy wat, en dit is Spreuke is ons deur koning Salomo geskryf, die wysste man op aarde. Ons lees in Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong. Wie dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Julle sien vriende, kwaad praat en skinder, nee. Dit is eintlik een van die lelikste dinge wat 'n mens kan doen. En weet julle wat, ons vyand, Satan, hy weet presies wat om te gebruik, hoe om te gebruik, wanneer om te gebruik, om, kom ons sê maar, sy koninkrykie te laat groei. Ek meen, as jy mense mos nou die hele tyd aanval met jou tong, jy sê, weer hier, so, jy is nie goed genoeg nie, ag, jy gaan dit nooit maak nie, ag, weet jy is so sleg. Daai mens gaan dit mos naderhand vir homself neem, want dit is al wat hy die hele tyd hoor. En as ek moet terugkom na skinder toe, weet jy, dit is so vieslik, eintlik, dit is lelik om te skinder. Vat dit vir jouself, sê maar jy staan nou by die werk, jy staan agter 'n deur, kom ons sê jy is besig met 'n koppiemasjien of iets in daai lyn, en hier kom 2 van jou werkskollegas verbygestap. En jy hoor hulle aanstap, ja, hallo, en jy hoor hulle begin praat, maar jy hoor hulle praat van jou. En jy hoor absoluut, dis vals. Hoe laat dit jou nie voel nie? Dit gaan jy gaan of 'n wraak neem en daar uitvlieg met jou tong onder hulle inmaal, of jy gaan net mismoedig word, joh, is ek regtig so sleg? Is ek regtig so bad? Het ek regtig dit gedoen? Jy gaan jouself bevraagteken, hoorie, wat maak ek op die aarde? Joh, ek het dit nie gedink nie. Maar aan die ander kant praat hulle leuns. Hulle praat absoluut leuns, en dan kan jy vir jouself sê, maar dit is nie so nie. Ek was nooit eens daar nie, of dit of daai. Maar nou kan jy die situasie ook omdraai. Jy is een van daai 2 wat in die gang staan, en oor daai een praat wat in by die fotokopiemasjien staan, wat jy nie kan sien nie. So jy kan jou, in al 2 van daai situasies, kan jy eintlik self inleef, en wat een wil jy wees? My eerlike opinie, ek wil nie een van hulle wees nie. Maar as ek moet kies, sal ek dalk die een in die gang wil wees. Maar weet jy, as ek skinder, sal ek oor die waarheid skinder. Want as jy mos oor die waarheid skinder, is mos nie skinder nie. En jy help jy mos ieder mense reg. Dan gebruik jy mos jou tong om mense op te bou. En ja, om mense reg te help. Hoor jy so, nee, daai ou is so sleg, het jy gesien hoe hy daai koppie gebreek toe hom daar afgestamp het in die kombuis en nou probeer dit wegsteek? Nee my ou, die cleaner gewees, was hy nie? Hy het dit agterna gaan skoonmaak. O, swak ek nog eens hy, want ek het die gebreekte ding in sy hand gesien. Nee, vandag kan jy assume dat iemand iets gedoen het sonder om die ware feite te hê. Skinder. Ons lees in Spreuke 16 vers 28, sê dit: 'n skinderbek bring twis, en 'n kwaadprater skei vriende. Dis vriende, ek dink, dit is so die waarheid, nee. Ons kan dit in ons elke daagse lewe, kan ons dit regtig sien. Hoe 'n geskindery, en julle weet 'n geskindery, nee, begin gewoonlik met 2 of 3 woorde. Naderhand is daai ding amper 'n hele paragraaf vol,
soos wat iemand altyd 'n stertjie wil bylas. Dis mos nie reg nie. En ek dink dit is nou daar waar ons as Christene moet intree. Hulle sê, stop dit. Jy sit 'n punt by daai kinderstukkie. Jy sit 'n punt of 'n uitroepteken. Dis nou klaar. Julle praat leuns, julle praat vals. Stop dit. Iemand moet opstaan daarvoor. Iemand moet die waarheid begin praat. En gelukkig het dit op ons skouers kom lê om hierdie wêreld beter te kan maak. Jy sien, soos ek vir julle nou gesê het, 'n valse gerig kan lewens verwoes en verhoudings. Ja, daar is so baie voorbeelde wat 'n mens kan gebruik. Sê maar, jy hoor iets van jou man. Hy het die aangejaag. Die aand toe kom hy by die huis. Jy is nou so kwaad vir hom. Jy maak nie vir hom kos nie. Jy maak nie die deur skaars oop. Jy sê op skaars hallo oor iets wat jy gehoor het. Maar die probleem wat jy gemaak het, is jy het nie jou man gevra nie of jy maak nie jou man vertrou nie. Maar jy het jou ore uitgeleem vir daai valse woorde mos nou eerste, want jou beste vriendin het dit vir my vertel. Nou wil hulle onmin tot in jou huwelik inbring. En wat maak jy? Jy gooi jou man 'n dower daai hele aand. Sê maar iets gebeur met hom deur die nag of met jou vrou en hy word nie wakker nie. Gaan jy maar daai skuldgevoel sit. Sien jy hoe dieper gaan dit trek dit nou nog oor daai valsheid. In plaas van hoekom het jy net jou man gebel nie, hoor hierso. Pas jy, hoor nie, ek sit aan die ander kant van die dorp. Maar hierdie mense sê dan hulle sien jou daar. Hier is my live location, okay, waar is ek? So. Maar dit kom ook weer terug na vertroue toe. Daar moet absoluut 'n vertroue wees in ons verhoudings. Sodat so 'n valse woord en sulke valse kritiek 'n mens nie kan vang nie. Ek meen as jy mos so regtig jou man vertrou of jou vrou vertrou, ek lag sulke goed af. So julle weet mos is die waarheid nie. Gaan praat julle stories op 'n ander plek. Ek weet dis nie die waarheid nie. Dis sien vriende, jou tong kan ook baie onnodige kritiek en beledigings opbring, hè. Ons weet baie huwelike, gesinsverhoudings en vriendskappe is vernietig deur harde kritiese woorde, soos wat ek nou gesê het is. Jy's nie goed genoeg nie man, jy sal dit nie maak nie man. Dis hoekom lyk jy huis so? Hoekom proe die kos so? Waar het jy geleer kook? Al daai negatiewe goeders. Ek meen dit is mos nie wat uit ons monde uit moet kom nie. Ons lees in Efesiërs 4 vers 29 waarsku ook: laat geen vuil taal uit jou mond uitgaan nie, maar net dit wat goed is vir opbouing. Hou mense op. Ek het daai gewoonte, weet jy, as jy nie iets goeds kan sê nie, bly eerder stil. Bly net stil. Want deur stil te bly nie is ook soms 'n antwoord. Maar jy moet ook weet om op die regte manier stil te bly, né? En natuurlik dan, die tong bring leuns en bedrog. Ons lees in Spreuke 12 vers 22 sê die Here, en hy waarsku vir jou. Die Here verafskie leuns. Hy verafskie dit, so hy haat dit. Maar hy hou van mense wat die waarheid praat. Ja, ek is ook gewoond aan daai ding, weet jy wat nie, as jy 'n leuen vertel, dan moet jy 'n verskriklike goeie brein hê, regtig. Jy moet 'n hoë IQ hê alles. Want jy sal moet onthou wat jy gelieg het. Jy sal woord vir woord moet onthou wat jy gelieg het. Maar weet jy, as jy die waarheid praat, het jy nodig om te onthou wat jy gesê het nie. Want dit is mos die waarheid. So, carry on. As jy my oor 'n week kom vra, gaan ek weer dieselfde storie sê. Ek hoef nie, wat het ek nou weer gesê? So, is ons absoluut die moeite werd om die waarheid te praat. En jy weet, leuns kan mense reputasie of hulle hele gesin se toekoms vernietig. Ek gebruik weer selfde daai scenario van die persoon by die koffiemasjien en dan die twee mense in die gang. Soos as daai man of daai vrou regtig ligsinnig is en hy hoor hierdie leuns, dink vir jouself, wat gaan dit aan daai persoon doen? En dan daai persone wat nou die leuns oor hom versprei het, hoe gaan hulle voel? As hulle enigstens 'n hart het, hoe gaan hulle voel as daai persoon iets aan homself doen? Verstaan julle? En ek glo, soos ek weer sê, ek glo regtig dit is ons as kinders van die Here se opdrag, se verantwoordelikheid om mense dan reg te help, mense te bemoedig. Jy sien vriende, dit kan tot ewen jou geloof en jou geestelike lewe vernietig, né? Jou tong. Ons lees in Jakobus 1 vers 26. As iemand meen dat hy godsdienstig is en sy tong
nie in toom hou nie, bedrieg hy sy hart en sy godsdiens is te vergeefs. Sien julle hoe belangrik is die tong en hoe belangrik is dit as jy sê jy's 'n volgeling van die Here, jy's Jesus se kind. Dit is waar jy is, maar jy kan nie jou tong in toom hou nie. Really? Staan dan in die woord. Hoe gaan ons jou glo? Hoe gaan ons hoor wat jy sê? Julle sien vriende, en dit is wanneer daar valse leerlinge en misleidende woorde ook kom. En ek sê ook, dit is hoekom dit so belangrik is om jou Bybel te ken. Want as jy jou Bybel ken, kan mense jou nie verlei of mislei met wat hulle praat nie. 'n Mens kry baie leerders en leiers wat nie die waarheid praat nie, wat 'n halwe waarheid praat, of jou heeltemal op 'n dwaalspoor sit. En so kan hulle jou geloof vernietig, want hoe weet jy nou wat die waarheid is, as jy self ook nie eers die Bybel regtig ken nie? Jy gaan na daai persoon toe om iets te leer van die Bybel. Dit is hoekom hy ons nou daar is, hy moet my ons leer. Maar jy het ook self dieselfde verantwoordelikheid om jou woord te leer, en jou eie woordkennis te bou, om te weet of daai persoon nou waarheid praat of leuns praat. En weet julle wat is dan lekker? Jy daar opstaan en sê, hoorie, so ek stem saam met jou nie, want dit staan geskryf. Net soos wat ons Here Jesus gemaak het met die vyand. Staan geskryf, en God se woord staan. Dit en dit en dit. Waar kry jy jou info vandaan? Dit is, dan help jy ons nou reg op 'n mooi manier, Christelike manier. Jy help hom reg uit die Bybel uit. Ons lees in Matteus 12:36 sê, ek sê vir julle, dat die mense vir elke ligsinnige woord wat hulle praat, rekenskap sal gee op die oordeelsdag. So, vriende, weet jy, God vergeet nie. Die dag van die oordeel, wanneer ons almal laat staan, gaan hy kom met jou pakkie of met jou boek. Of jou boeke. Ek dink as jy 'n vrou is, gaan jy boeke hê, want julle weet ons, 'n vrou het 10.000 woorde 'n dag, 'n man het net 1.000. So ja, hulle gaan 'n bietjie meer geskryf wees. Maar ek dink party van die vrouens oordryf nogal daai 10, hulle gaan 'n bietjie oor. Maar ja, net 'n grappie. Maar ja, op daai oordeelsdag gaan jou hele ding vir jou uitgehaal word, en dan gaan Vader vir jou vra, hoekom het jy dit bedoel, hoekom het jy dit gesê, hoekom dit, hoekom daai, hoekom die. God gaan nie vergeet nie. Dit staan in die woord, mense, en ons weet God se woord is waarheid. So, dis regtig so noodsaaklik om te dink voor jy praat. Regtig. Ek sal nou 'n bietjie meer iets daaroor sê. Jy sien, jou tog kan ook negatiewe klagtes teenoor God indien. Die Israeliete in die woestyn het gesien hoe God wonderwerke doen, maar steeds het hulle gememoreer en gekla. Dus ek dink, ek weet, God moet so baie geduld hê. Ek meen as ons deur die verhaal lees van die Israeliete, hoe hulle deur die woestyn getrek het en hoe God hulle uit Egipte uitgehaal het en deur die woestyn getrek het en al daai dinge. Dis die ouens het dan maar aangejaag, mense. Maar God het sy groot genade en geduld. Het hy elke keer vergewe, elke keer opgetrek, elke keer opgebou, maar ons kan nie te ver weg wees daarvan af. Ons kan ook nie self meer gelowig en Christelik hou nie. Ek dink ons as mens is ons maar nog steeds in ons sondige natuur, so ja, God het net soveel geduld met ons ook. Maar ons het nog nie so 'n verhaal soos wat die Israeliete het nie. So om daai verhaal te lees, kan jy jouself daarin sien ook. Hoeveel genade het God nie met ons nie. En ons lees in Numeri 14:27. Hoe lank sal hierdie slegte vergadering teen my memoreer? Hoe lank sal julle nog sleg praat teen my? Hoe lank gaan julle nog steeds vat voordat julle my aanneem? En ek meen, as jy nou kyk na Israel, hoe God hulle regtig help wat uitgetrek het, maar dan tog gaan hulle nou gaan aanbid afgode, maak vir hulle self 'n afgod hier of 'n afgod daar en vergeet van God. Maar dan kom ons almagtige Vader, as daai goed ons nou weer vernietig is, hulle neem hom weer aan en daar is hy, daar help God hulle weer, gaan weer terug. Maar hoe lank gaan ons nog steeds moan en groan? En nie, hoekom kan ons net sê, amen, prys U Here, dankie vir U goedheid en U guns nie. Soos ek nou ook gesê het, ons weet wat jou woorde jou geloof kan vernietig. Ons lees in Spreuke 15:4. 'n Sagte tong is 'n boom van die lewe, maar 'n vals tong verbreek die gees. Julle weet mos, as jy mos nou selfpity het en jy in jou eie kas jy gaan inskryp en jou net wegsteek van die wêreld af, is dit
is dit mos iemand wat jou seer gemaak het. Iemand wat vir jou mos nou gesê het, jy is nie goed genoeg nie. Jy glo verniet, man. Jou afjak, af jou, altyd sleg praat. Waar gaan jou geloof heen? Dan gaan jy nader begin, is daar regtig 'n God? Hoekom laat jy dit toe? Maar as jy God se woord ken, kan jy mos nou vir jouself ook opstaan. Jy het nie nodig om vir iemand anders te wag nie. Jy kan vir jouself opstaan. Omdat die Heilige Gees is nie net vir spesifieke mense gegee nie, vir ieder en elk gegee. En daardie Heilige Gees is kragtig om in ieder en elk ewe hard te kan werk en ewe sterk. So jy kan dit vir jouself vat. Dis hoekom ek so sê, dit is belangrik om jou woord te ken. Dit is belangrik om te hoor wat God vir jou sê. Sien vriende, die gevolgtrekking daarvan is, laat ons tong gebruik om lewe te spreek en nie dood nie. Laat ons woorde gebruik wat mense bou en nie afbreek nie. En ja vriende, laat ons met mekaar seën met die tong en nie mense vernietig met die tong nie. Ek wil vir ons lees hierso uit ook Jakobus 3 vanaf vers 7. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mens wat na die gelykenis van God gemaak is. Julle sien vriende, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broeders, kan tog nie olywe voorbring nie, of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voorbring nie. Dit is, as jy dit opsom, sê dit ook vir jou, laat jy aan die Here behoort. Kan jy nie, ek dink nie so seer jy kan nie, maar jy wil nie. Jy wil mos nie sleg praat nie, jy wil nie mense beskinder nie, jy wil nie mense vervloek nie. Want daai natuur is maar net nie meer by jou nie, dit is nie meer in jou natuur nie. Jou natuur is mos opbouend, liefde, vrede, vreugde, soos wat ons gelees in Galasiërs 5. En dan om absoluut om ons tonge te gebruik om te seën. Soos dat ek daai vers wat ek nou vir ons gelees het, wat in Spreuke 15 vers 4 gestaan het. 'n Sagte tong is 'n boom van lewe. So, praat sag met mekaar, praat lewe met mekaar. Soos ek vir julle nou ook gesê het, in die Spreuke, ons tong kan mense opbou. In Spreuke 12 vers 25 staan daar geskrywe: Bekommernis druk 'n mens neer, maar 'n vriendelike woord maak hom bly. Dit is presies soos dit in die wêreld is. Ons kry ons mense wat altyd op iemand pik. Kom ons vat 'n werksituasie nou. Soos wat ek nou vir julle daai voorbeeld gegee het. Kom ons sê maar, en jy is die vierde persoon wat daar aankom. Jy sien nou hier staan wie ewer daar by die koppiemasjien. Mismoedig. Jy kan sommer sien hulle bleek. Wat's fout? Wanneer hierdie mense praat dit en daai. Nee man, moenie jou nie steur aan hulle nie, want jy is so en so en so. Kyk hoe gebruik jy nou jou tong. Jy beer daai persoon op, jy tel hom op, jy praat met hom moed in. En ek weet nie as julle soos ek is nie, sal ek daai twee mense gaan vra, hoorie sou nou regtig hoekom? Duidelik hoekom het julle so gepraat? Ek meen, why? Wie gee julle in elk geval die reg, soos wat ek nou vir ons voorgelees het? Hoe kan jy God loof en prys met dieselfde tong, maar op die wat God gemaak het, kan jy gaan afbreek en vervloek, dieselfde tong. Bitter en soet water kan mos nie dieselfde bron uitkom nie. Kies wat jy wil jy dien. Dis absoluut jou keuse. Jy sien vriende, aanmoediging bring ook regtig genesing. 'n regte woord op die regte tyd kan 'n ou genees. Maar as jy vir hele, ons het een keer daai ding gedoen en ek is baie skuldig daaraan, ja. Die mag van die tong. Ons kom by die skool. En nou daar's, jy weet mos, daar's altyd iemand daar wat mense oppik en al daai goeders. En dan kry julle net 'n groepie by mekaar om die hele tyd met daai ouetjie te praat en hom sê, hoor, jy lyk bleek my ou. Wat fout jy kyk? Soos die ou wegloop, kom die volgende een.
Hoor jy so, jy lyk bleek my ou, is jy okay? Soos hy wegloop, kom die volgende een. Jy's bleek my ou, is jy okay? Is jy naar, wat's goed? Maar die ouetjie by die skool gekom, gesond, perfris, gesond. Na die 5de ene toe dog hierdie ouetjie, ja, ek kon nou regtig ook nie lekker. Na die 8ste persoon toe moes die ouetjie siekekamer toe gegaan het. Soos wat hy die mense se leuns geglo het. Sien julle die krag van die tong? Ons lees in Kolossense 4 vers 6. Laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle elkeen moet antwoord. Ja, vriende, weet julle hoe belangrik is daai? Ek wil net gou vir ons hierdie versie ook lees. Spreuke 15 vers 1 sê: 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord laat die troon opkom. Jy weet mos as mense op jou loop en skree, jy sê goed nie of laat iets gebeur, hoekom moet jy hierdie kop nou weer laat val of wat ook al? Hoor jy so, sorry, dit is nie ek gewees nie, ek maak net skoon, iemand het hom laat val. Ek is sorry nie, ek het gedog dit was jy. En dink voor jy praat. Dink voor jy praat. Weet jy, ons moet regtig tot God bid dat hy vir ons 'n wag voor ons mond sit. En God sal dit doen want dit staan in sy woord, hy sal dit vir ons doen. Ek het hierdie ding wat ek sê, as iemand met jou praat, maar hy praat nou neerhalend op jou en hy praat jou sleg en jy kan sien hier kom konflik. Ek sê ook altyd ja, stil bly is 'n antwoord, maar weet jy wat, nie voordat jy hom antwoord. Tel tot 5. Tel net tot 5. Moenie skielik antwoord nie. Tel tot 5 en dan terwyl jy daar tel, sê net Here, help. 3, 4, 5. En dan kan jy vir sê, hoorie so, wat was die vraag nou weer? 10 teen 1 vraag vir jou heeltemal 'n vraag op 'n ander draai en hy self, onthou hy kom woedend na jou toe. Hy self vergeet wat hy wou gevra het. Maar wag net daai 5 sekondes voor jy antwoord. En soos ek sê, bid, vra Here, help. God sal ons nie alleen laat nie, nooit nie. Jy sien vriende, woorde van geloof bou mense se selfbeeld. Jy sê ons weet baie mense voel minderwaardig en onbekwaam. Maar ons lees wanneer ons hulle bemoedig en hulle herinner aan hulle waarde. Nee, ons sien ons mense anders as die wêreld. So hoop ek. Ons moet probeer regtig om hulle te sien soos wat God hulle sien en hulle daardeur opbou en aanmoedig. Dis hoekom dit so belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Om saam met Christenvriende te wees, want as die een val kan die ander nie hom optel. En ek weet ek hamer al baie daaroor. Maar dit is so, alleen gaan jy val nie gaan bly lê. As jy twee saam is, kan die een die ander een optel. Dieselfde as gelowiges. As jy 'n bietjie val, kom ons tel jy op, ons beur jou op. Ons weet mos wat se waarde daar in jou is. Ons weet mos wie waarde wat die Heilige Gees in jou gedeponeer het. Ons weet dit. So ons kan jou help, ons kan jou optel, ons kan jou opbou. En dit ook alles kom uit die woord uit. En jou selfvertroue sal groei, want as daai ou mos dink dan kan ek, kom ek try dit. En dan kry jy dit reg. Wow, yes. So jou volgende stap gaan makliker wees. Ons lees in Efesiërs 4 vers 29. Laat geen vuil taal uit julle mond uitgaan nie, maar net die wat goed is vir opbouing waar dit nodig is, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Dit is so pragtig soos wat God sy woord vir ons uiteensit, om vir ons te help, regtig te help, hoe ons moet reageer, hoe ons moet loop. Ek meen, ons beste voorbeeld is Here Jesus Christus. Ons sien ons daardie vrou wat in oorspel betrap is. Jesus het haar nie vervloek nie. Jesus het vir haar gesê, gaan in vrede, maar moenie weer sondig nie. Jesus het self uitgespreek, vrede, lewe, nie oordeel nie. Jy sien, sy woorde alleen het haar alreeds 'n nuwe begin gegee. Sy kan vars oorbegin. Alle sondes is weg. As wat Jesus sou omgedraai het, maar ons weet hoe Jesus. Hy het nie gekom om ons te oordeel en te straf nie. Hy het gekom om te kom red. So julle sien vriende, woorde het krag. Woorde het regtig baie krag. Maar ons moet ook partykeer net onthou dat ons woorde moet ook oorgaan na dade toe. Ek meen, jy kan nie vir jou vrou sê, hoor jy, liefie, ek is nie vir jou nie. En dan draai jy om, stap weg,
klim jou kar en gevang vis die hele dag en jy los hom met al die huiswerk. Waar is die liefde? Selfs soos ander so om ook. Vrou, ek is lief vir jou my man. Ja, verdwyn jy die hele dag aan die mall, spandeer al die geld, kom jy terug met kos nie, niks nie. Waar is die liefde? Tog is lief vir my. Maar nou moet ek honger bly. Ek gaan spandeer al die geld. Dis mos nie liefde nie. Ek sou nou weer as dit liefde was, sê ek, hoor vrou, kom ons gaan vang vis. Hoor my man, kom ons gaan mall toe. Dis mos hoe dit werk. Dan wys dit mos. Ek wil saam met jou wees, ek wil tyd saam met jou spandeer. Jy sien vriende, dit kan baie lof van God bring. Ons lees in Psalm 34 vers 2. Ek wil die Here loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Selfs soos ons nou gelees het, ons loof en prys die Here met een tong en dan vervloek ons die ander. Maar die belangrikste is, ons moet God loof. Ons moet God loof met ons mond. En hy het ons vir ons die mond gegee. Hy het vir ons die gawe gegee om te kan praat. En weet julle, as julle God loof, as ons God loof en prys, dan bring dit ons actually nader aan God. Jy voel regtig, jy is nou reg by hierdie Here. Jy sien, wanneer ons God loof, verander ons fokus van ons probleme en ons elke dagse dinge en ons fokus op God. Jy vergeet van die wêreld en jy is in God se koninkryk ingetrek. Ons lees in Psalm 100 vers 4. Gaan sy poorte binne met lof, sy voorhowe met lofsang, loof hom, prys sy naam. Selfs in moeilike tye, weet julle, as jy nou regtig in hierdie situasie is by die werk, by die skool, waar ook al jy is, en jy voel net, ek weet hoe gaan ek hier deurkom nie. Jy wil begin vloek en skel en net, jy wil net iets begin gooi. Weet julle, kry net 'n liedjie in jou kop. Sing hom. Sing hom. Jy hoef nie hard te sing nie, maar sing hom net. Kry jou gedagtes af van dit wat hier voor jou is, hierdie bekommernis, hierdie uitdaging. Stel jou vertrou op daardie een wat hierdie uitdaging sommer chop vir jou kan uitwis. En dan gaan jy sien, hier kom die antwoord. Ag, dankie Here. Vyand, nou het jy die vyand een teruggekry. Jy het nie opgegee nie. Jy het aan God geglo en jy het vir God geluister. Jy sien, so ook trek dit mense na God toe. Dan gaan mense mos nou sien, Jesusie, maar kyk, daai ou is anders. Daai ou is regtig anders. Hy vloek en skel nie, skop nie meer die hond nie, klap nie meer sy vrou nie. Hy's anders. Daar is nie iets wat hom kan onderkry nie. Ons almal kry ons af daar, ja. Maar weet julle, ons het God en niks is vir hom onmoontlik nie. As daai af wil kom, gaan op jou knie, gaan af, ja. Gaan af tot op jou knie. En dan gaan jy mos nou weer opstaan. Weet julle, op jou knie kan jy nie omval nie. Maar daar val jy voor ons die almagtige God. Julle sien, ons almal weet dat lof bring oorwinning in die geestesstryd ook. Nou, daar's 'n geweldige geveg aan die gang in die geesteswêreld. Dit wat ons kan sien nie. Ons lees ook tot met Paulus en Saulus wat in die tronk gesit het. Ek meen, soos wat ons lees, soos wat ons weet, is daardie tyd se tronke was verskriklik erg. Verskriklik. En hulle was in die diepste een toegesluit. Maar weet jy, hulle het nie daar gesit en moan en klippe gegooi en gevloek nie. Hulle het God geloof en prys. Hulle het ons so geloof en prys dat die tronkdeure oopgegaan het. Dat ewen die bewakers hulle lewens vir die Here gegee het. Net deur geloof en prys. En, soos ek sê, hulle was in die haaglikste omstandighede ooit. Ja. Julle sien vriende, ons is geskape om God te loof en te prys, te aanbid, vir hom al die eer te gee. Ons lees in Jesaja 34 vers 21. Die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Soos ek gesê het, nou met daai geval van die werk, as jy mos nou, jy weet jy het gesukkel, en jy weet jy het nou gesing, en jy het die vrede van die Here oor jou gevoel, en jy het dat probleem opgelos. Hoe gaan dit jou laat voel? Jy gaan ons loop met 'n glimlag, en 'n glimlag is aansteeklik. Die mense gaan, wat smaal jy so breed? O, Jesusie, weet jy, daar kan jy sommer nou 'n getuienis oplewer. God het dit nou net vir my gedoen. Wow, yes, ons aanbid 'n amazing God. En weet jy wat, niemand kan daai smile van jou gesig afhaal. Niemand nie. En weet jy hoe lekker laat God dit God voel, né? En dit is hoekom ek sê, lofprysing is nie net vir Sondag nie. Elke Sondag wat jy kerk toe kom, dis vir elke dag.
elke dag. En regtig vriende, dit werk. Ek meen, dit het met my ook al gebeur dat ek so mismoedig is. Ek weet net nie hoe gaan ek die ding regkry. Ek weet nie. Weet jy wat? Kom ons los dit in die Here se hande en ons begin sing. Of jy sê 'n Bybelvers so, ek sal alles in staat die Here wat my krag gee. Ek sal alles in staat deur die Here wat my die krag gee. Doef en dit werk en Here het mos gesê hy sal ons nooit verlaat nie. Dis nie 'n gevolgtrekking is. Ons lees dit in Psalm 19 vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welgevallig wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. Ja vriende, nou kom die vraag op, hoe om ons tonge te beheer? Dis maklik alles goed gesê en dit, maar hoe kry ons dit reg? Jakobus 3 vers 8 sê mos vir ons, dat, maar niemand van die mens kan die tong tem nie. Dit is onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Jy sien vriende, dit klink onmoontlik, maar weet julle wat? Die een wat ons tong gemaak het, kan ons tong beheer. Ons moet net vir hom die beheer gee. Ons moet daai beheer vir onsself hou nie. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder verwyte. Jy sien vriende, ons bid vir God vir wysheid om ons tonge te beheer, wysheid. Dit wat ons praat, absoluut van hom afkom. En weet julle is almal bekend met daai gesegde wat ons sê, wat die hart vol is, loop die mond van oor. Soos jou hart vol is van God se woord, God se beloftes, God se liefde, God se vrede, genade, wysheid, krag. Wat gaan in jou hart wees? Ons moet volg van God. Wat gaan by jou mond uitkom? God se liefde, vrede, vreugde, hoop en alles wat mooi is. Jy sien ons moet, dis wat ek nou vir julle gesê het, ons moet bid voordat ons praat. Daai 5 sekondes, help. Dan antwoord jy. En 'n sagte antwoord. En ons moet dit absoluut oorgee aan die Heilige Gees. Ons lees in soos wat ons mos gesê het van die vrug van die Gees, volgens Galasiërs 5. En wat weet julle, wanneer ons dit ons daaglikse roetine maak, elke oggend wanneer ons wakker word, Here, sit vir my asseblief 'n wag voor my mond. En lei U my tong. En laat U vrug wortel skiet in my hart. Laat ek daardeur met vrug van lewe kan praat. En die God sal dit vir ons gee. Ons moet altyd ook onthou om die waarheid met liefde te spreek. Soms sê mense harde woorde. En dan kom vra jy om verskoning, maar weet jy dan is dit asof daai onverskoning maar net nie meer lekker is nie. Jy het mos nou klaar, dit is soos 'n gebreekte spieël. As hy nou gebreek het, jy kan hom aan mekaar probeer las, gom en al daai goeders, maar hy krake gaan mos nog steeds daar lê. Soos as die pap op die grond geval het dit op die grond geval, jy kan dit nie weer gebruik nie. Dan kan jy help ook jy sê vir die persoon, hoorie so maar, ek sê maar nie die waarheid nie. Ja, jy moet mense tereg help, jy moet die mense die waarheid vertel, maar weet jy, kies jou woorde so, dat het opbouend gaan wees. So dink by jouself, hoorie so as ek nou gaan praat, gaan ek die persoon seermaak, gaan ek hom laat sleg voel, of gaan ek hom opbou? Gaan dit vir hom voel of ek met hom oor liefde praat, met die liefde, of deur liefde. En weet julle, as julle by die eerste 2 uitgekom het, dan los ek eerder moenie praat nie. Ek sê ook altyd eers praat met God oor mense, voor jy met mense oor God praat. Wat Vader jou lei, na waartoe hy wil, en soos hy wil. Jy sien, in Matteus 5 vers 9 sê dit so pragtig vir ons. Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Is dit tog nie waartoe ons almal streef nie? Dat die mense God in ons sien nie, en regtig sal sê, joe, hy is regtig 'n kind van God. En weet julle, wat is lekkerder om God se hart bly te maak? Om God se seëning oor jou te sien, vir God 'n smile te gee. Wat is lekkerder as dit? Ek glo nie daar is iets nie. Om daardeur ook vir Jesus te sê dankie vir wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Deur om so te lewe. En dan weet julle, ons
geskenk kom. Ons feesmaal lê vir ons en wag. Ons gaan deel hê van die asemrowendste feesmaal wat 'n mens ooit aan kan dink. Ek glo nie ons gaan ons beste klere wat ons kaste het gaan werk vir daardie dag nie. Maar soos ons almal weet, ons kry verheerlikte liggame en ons kry ons almal ons eie kleed en ons eie krone. So die Here het ook al reeds daaraan gedink om vir ons eie pak uit te sit. What a mighty God we serve. Rarig. Vriende, Psalm 19 vers 15 sê: Laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welgevallig wees voor U, o Here, my rots en my verlosser. Vriende, ek wil ons los met hierdie paar woorde. Die tong het krag om te vernietig. Die tong het krag om te seën. Die tong leer ons. Ons moet leer om ons tonge te beheer. In Spreuke 18 vers 21 sê: Dood en lewe is die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. So vriende, wat jy praat, hoe jy praat, wanneer jy praat, laat dit soos die vrug van die Gees wees. Bid dat die Heilige Gees heeltemal beheer oor jou tong vat, en dat die vrug van die Gees jou hart vul, sodat wat by jou mond uitkom, absoluut net die waarheid sal wees. Opbouend, liefde, vreugde, vrede. En so steek ons 'n ander vuur aan. So steek ons nie 'n vuur aan wat verwoes nie, maar ons steek 'n vuur aan wat lewe gee. Ons steek ligte aan, wat dit helder kan skyn, deur ons kleinste spiertjie, maar met die grootste lawaai kan maak. Ons tonge. Amen. Vriende, ons gaan nou oorgaan na die nagmaal formulier. Ek lees vir ons voor in Johannes 6 vers 53 tot 58. En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, as julle die vlees van die Seun van die mens eet en die brood drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewe van die Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet het en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Vriende, om nou die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Vriende, hier is baie belangrike waarskuwing wat ek met julle moet deel. Dit staan in 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 29. En dit is 'n waarskuwing van wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Nou vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons lees 1 Korintiërs 11 vers 24 en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê: Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging
is die gemeenskap van die bloed van die Here Jesus Christus. Neem, drink. Dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 25 sê, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot dat hy weer kom. Nou vriende, neem die brood en die wyn, en wanneer julle gereed is, geniet dit, gebruik dit asseblief saam met ons. Vriende, kom sluit die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie vir dit wat ons nou kon geleer het. Here, baie dankie dat U in beheer is van ons tonge. Vader, ons vra regtig, Here, om ons harte te vul met U vrug. Ja, Here, sodat dit wat by ons monde uit kan kom, Here, net opbouend vrede en vreugde en liefde sal wees. Here Jesus, baie dankie vir wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Dankie Here Jesus dat U ook lewe oor ons kom spreek het. Dankie dat ons nou weer in U teenwoordigheid kon gewees het, Here, en Here kon gevier het wat U vir ons gedoen het, ja. Vir ons vry kom maak het, vir ons skoon kom was het, vir ons duur betaal het. Dankie Here Jesus dat U tot aan die einde gegaan het, dat U alles volbring het en volmaak het. Dankie dat ons in U kan vashou, Here, en dankie dat ons dit kon geniet het. Ek vra Here, wees so saam met ons deur hierdie week wat voorlê. Vader, versterk ons denke, ons harte. Ja, Here, dat ons ligte net helder sal skyn vir U en dat ons deur ons woorde mense sal opbou, mense na U toe sal draai. Ja, Here, en so siele vir U gemeente sal red. Vader, ons loof en ons prys en ons dankie vir al die goedheid, U guns, U genade, U liefde. Want o Here, U is ons God. En hoe geseënd is ons nie om U ons Vader te kan noem nie. Vader, ek vra nie hierdie dinge uit verdienste nie, maar uit liefde en genade alleen. En in die grootste naam wat ek ken, dit is Yeshua Messia. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen.